So 'n bietjie deur mekaar, maar die Heilige Gees verstaan. So, dis die belangrikste van alles. Doan, dankie vir die klavier. Ons gaan nou saam bid en dan gaan ons vanmôre se skrif hier lees uit verdere paar verse net daar uit Openbaring 20 wat ons mee besig is. Openbaring 20, 11 tot 13 vanoggend. So, dit gaan vanmôre oor die wit troon oordeel. Ons gaan eers bid en dan lees ons daardie verse. Vader, ons nader tot U in diep ontzag, omdat dit is wat pas by U, ook in 'n erediens. U is die Heilige. Die hemel en die aarde het weggevlug voor U aangesig en daar was geen plek vir hulle nie, soos ons nou gaan lees. U is die ewige koning en ons buig voor U majesteit. En Here, soos ons U woord nou oopmaak en nadink, veral oor hierdie spesifieke geweldige tema, bid ons dat U Gees ons hart sal verlig. Laat ons nie doof wees vir die waarskuwing nie, en help ons om die erns te verstaan. Soos Johannes die apostel gesien het, ek het die dooies, klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen. Laat die waarheid ook tot ons hart deurkom vanmôre. Ons bid vir die wat U nog nie werklik ken nie, die wat dink dat hulle gered is en dit nog nie is nie. U alleen kan dit uitwys. U alleen kan die oortuiging skep. Maar U skep ook die bemoediging vir die in Christus om te sê dat daar vir die wat in Christus is nie meer veroordeling is nie. Romeine 8:1. En daarom, Here, mag die wat alreeds vir U as verlosser aangeneem het, met groter erns en ywer lewe tot U eer. Seën hierdie prediking, hierdie bediening vanoggend. Uit genade in die heilige naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Kom ons staan by die lesing. So is nou Openbaring 20 en dan net verse 11 tot 13, 14 en 15 volgende Sondag wat handel oor die vuurpoel. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en die een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor hom pad gegee en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan en die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak, dis die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was. En oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Tot sover, ons kan maar sit. Ek het reeds vir u gesê 'n paar weke gelede dat, en dit kan nogal help as 'n mens dit in jou Bybel merk, dit help nogal. As jy kan in jou Bybel, party mense skrywe nie in hulle Bybel nie, dit is so, maar as jy dit wil doen of kan doen, dan kan jy altyd 'n liniaal vat en trek 'n paar lyne in Openbaring boek om, sodat as jy weer laat die tyd daar kom, dan kan jy duidelik sien as jy hom oopmaak, waar is die 7 video's?
Want Openbaring boek, soos ek gesê het, bestaan uit 7 video's. Wat 7 keer na mekaar die bedeling tussen Jesus se eerste koms en wederkoms, dis die tyd waarin ons nou lewe, wat dit elke keer 7 keer na mekaar beskryf, elke keer vanuit 'n ander gesigspunt. Ek weet dit is baie moeilik as jy nie nou 'n skryfding het nie, want dit is onmoontlik om dit seker te onthou, maar laat ek net vir die vinnig weer die video's gee. Net vir die vinnig weer sê, ek het dit al gesê, dat ek dit weer sê waar die video's is. Hoofstukke 1 tot 3 is video 1, 4 tot 7, 2, 8 tot 11, 3, 12 tot 14, 4, 15 en 16, 5, 17 tot 19, 6, en 20 tot 22, 7. So hierdie huidige reeks studies oor Openbaring 21 en 22, 20 en 21 waarmee ons op die oomblik besig is, handel dus, kan jy onmiddellik sien vir 'n groot deel van die 7de video. Dis wat ons besig is eintlik om te doen, en ek oorweeg dit nou, ek moet nog dink daaroor, want dit is prakties moeilik, maar ek oordink dit nog om na Paase dan by video 1 maar te begin, want dit is mos nou nie reg om nou 7 te doen en die ander 6 te los nie, alhoewel ons dit al dikwels hier oor die afgelope klompie jare gedoen het, maar om dit dalk maar weer te doen en die eerste 6 dan nou maar te neem en dan eintlik op daai manier die hele Openbaring deur te werk in 'n paar Sondae, maar dit is seker prakties moontlik. Ek sal kyk of ek dit kan doen. Dan wil ek 1 boodskap aan elke video, dis die eerste 6, want die 7de het ons nou in hierdie reeks gedoen. Grootliks. So hierdie reeks handel dus oor 'n groot gedeelte van die 7de video, wat aantoon hoe dat die duiwel gebind is, sodat hy nie in staat is om die nasies te verlei, sodat Christus die kerk nie uit die nasies kan versamel nie. Mense sê, waaroor gaan die geskiedenis? Jesus het nou gekom, dis nou al meer as 2000 jaar, die wederkoms is nog nie. Wat is die sin en die doel daarvan? Wel, in kort, die sin en die doel daarvan is dat God die wat hy voor die skepping aan sy seun gegee het as bruid, om hulle te versamel uit die nasies. Dis waaroor die geskiedenis gaan. Maar wanneer die versameling klaar is, wanneer die insameling klaar is, wanneer dit voltooi is, dan sal die einde kom. Video nommer 7 wys dit vir ons. Video nommer 7 wys vir ons wat gebeur met geredde sowel as ongeredde mense by hulle dood. En daarna het ons gekyk. Dit wys ook vir ons hoe dat daar 'n finale konflik op hande is, wanneer Satan se kop finaal vermorsel gaan word, en daarna het ons verlede Sondag gekyk. En dit loop uit dan op Christus se koms, sy verskyning en die finale oordeel, waarna ons vandag kyk, waarop die aanbreek van die finale hemel, die nuwe aarde en die hemelse stad Jerusalem volg, waarna ons as die Here wil kyk vandag oor 2 weke. So wat ons dus in verse 11 tot 13 sien, ons skrifgedeelte vanmôre, wat ons daar sien is Christus se koms om te oordeel, wat beskrywe word deur 'n verwysing na die sogenaamde groot wit troon oordeel. Christus sit daar na sy verskyning, na sy koms, en so geweldig is dit, staan daar, dat die hemel en die aarde wegvlug voor sy aangesig. Die aarde, die heelal sal letterlik wedergebore word, sê Matteus 19:28. Alles gaan heropgerig word, sê Handelinge 3:21. En daar gaan 'n bevryding wees van die slawerny aan verganklikheid. Romeine 8 vers 21. Waarlik 'n tyd waarna 'n mens, 'n kind van die Here, regtig kan uitsien. Dit val natuurlik nie alles nie uit die lug uit nie. Die hele Bybel praat
van so groot en finale dag van finale oordeel, so lees ons byvoorbeeld in Hebreërs 9 vers 27, dan staan daar, elke mens is deur God bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Nie daarna word die gestorwene gereïnkarneer nie, maar die oordeel. Die Bybel sê jy sterwe nie 2 keer, 3 keer, 4 keer, dan word jy gereïnkarneer nie. Die Bybel sê in hierdie gedeelte jy sterwe 1 keer, net 1 keer. En daarna die oordeel. Hierdie waarheid loop natuurlik reeds deur die Ou Testament. Ons lees in Daniël 12 vers 2, dan staan daar, baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal wakker word, party tot die ewige lewe, en party tot smaad en ewige afskuw. In Prediker sê Salomo, in Prediker 12 vers 14 sê Salomo, want God sal elke werk bring in die gerig, oor alles wat verborge is, of dit goed is of sleg. En in Jesaja 66 lees ons in vers 15 en verder, lees ons dat die Here strafgerig gaan hou, met vuur en met sy swaard oor alle vlees. Dit staan ook in Psalm 96, ek wil dit nie lees nou weer nie, alles aanhaal nie, het staan ook in Psalm 98, vers 9, kan jy dit lees, en dit staan net so in die Nuwe Testament. Jesus sê, byvoorbeeld in Matteus 12, vers 36, ek sê vir julle sal vir julle dat oor elke ydelle woord wat mense gepraat het, sal hulle rekenskap gee op die oordeelsdag. En in Matteus 13 vers 40 sê die Here Jesus, soos die onkruid versamel word en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit die koninkryk versamel al die struikelblokke en almal wat ongeregtigheid gepleeg het, en hulle sal in die vuuroond gegooi word. Daar sal geween wees en 'n geknars van die tande. So kan 'n mens aangaan. Matteus 25, die gelykenis van die skape en die bokke, almal van ons ken dit. Johannes 5 sê Jesus hierdie interessante woord in vers 28. Hy sê, daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, almal wat in die grafte is, die stem van die Seun van die mens sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat sleg gedoen het, tot die opstanding van die verdoemenis. Johannes 5, vers 28 en 29. Paulus praat 'n soortgelyke taal in Romeine hoofstuk 2, byvoorbeeld, kan jy gaan lees. Ek wil dit nie nou aanhaal nie, dit gaan te veel die aanhalings maak, en dan sê Paulus dit ook in 2 Korintiërs 5, vers 10, dan sê hy, ons gelowiges selfs moet almal, hy sê ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy volgens die liggaam gedoen het sy kwaad of goed. En dan 2 Tessalonisense 1, waarna ons volgende Sondag, as die Here wil, as ons oor die poel van vuur praat, meer in besonder gaan kyk, geweldige gedeelte, vir my van die geweldigste gedeeltes, is hierdie gedeelte in 2 Tessalonisense 1 vers 7 tot 9, waar Paulus sê, wanneer die Here Jesus uit die hemel geopenbaar word, met sy magtige engele, in vlammende vuur, en wraak uitoefen oor die wat God nie ken nie, en oor die wat die evangelie van ons Here Jesus Christus nie gehoorsaam het nie. Hulle sal as 'n straf ly die ewige verderf. Dis volgende week se boodskap. Weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. En Petrus sê, bevestig dit in 2 Petrus hoofstuk 3 vers 7, dan sê hy, in die teenswoordige hemele en aarde, hierdie een wat ons nou hier ken, is bestem deur die woord van God en as 'n skat weggelê vir die vuur, tot op die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. En Judas sê, die van u wat die oggendvideo's van my kyk sal weet, dat ons tans deur Judas werk. Ek het dit nou die dag, het ek hierdie vers behandel, nou die môre, kan jy onthou, wanneer nie Judas 1 vers 14, daar is net een hoofstuk, vers 14 en 15, kyk, sê Judas, onder leiding van die Heilige Gees, kyk,
Die Here kom met sy heilige 10.000 getalle om gerig te hou oor almal en om al die goddelose te straf vir hulle goddelose werke wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het en vir al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen God gespreek het. Net om vir u te wys deur hierdie paar aanhalings en daar's meer om vir u te wys dat wat in Openbaring 20 staan nie uit die lug val nie, maar dat dit hande hou met die hele leer van die woord van God. Nou, kom ons gaan nou na die teks wat ons gelees het in hoofstuk 20 vers 11 tot 13 en ons ontleed dit stukkie vir stukkie en kyk presies wat daar staan en wat die betekenis daarvan is. Vers 11. Johannes sê, en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, van wie se gesig die aarde en die hemel weggevlug het. Stel jouself daai prentjie voor. Ons kan nie, nee. Jy kan dit jou nie voorstel nie. Hoe die aarde en die hemel net van sy gesig vlug en daar's geen plek meer vir hulle gevind nie. Die Griek sê ek het 'n megatroon gesien. Met ander woorde enorm groot. En spier skitterwit. Die grootheid dui op die majesteit en die autoriteit van God, bevestig Psalm 9, terwyl die wit wys op die heiligheid en die geregtigheid van God, Jesaja 1:18. En hom wat daarop sit, hy sê nie spesifiek nie, hierdie persoon kan God die Vader wees, dit kan ook Christus self wees. Johannes sê nie presies wie dit is wat hy gesien het nie, dit maak ook die saak nie, want die Here Jesus sê in elk geval in Matteus 28, dat alle mag aan hom gegee is. Alle mag is aan my gegee. So dit maak nie saak nie, Vader, Seun, maak nie saak wie op die troon is nie, dit is God. Van wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. Dit wys op die vernuwing van die skepping. Petrus praat soortgelyke taal in 2 Petrus 3, waar hy sê hy sê dit net in ander woorde, maar dan sê hy hoe die aarde en die heelal in 'n sekere sin gaan verdwyn. Dit wys daarop dat daar plek gemaak word vir iets nuuts. Hy sê ook, daar's nie 'n plek vir hulle gevind nie. Dit beteken dat die ou skepping verdwyn en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde voorberei word, waaroor hoofstuk 21 gaan wat ons sal behandel binnekort. En dan in vers 12 gaan hy voort, dan sê hy, en hy sê ek het 'n tweede ding gesien. Hy sê ek het die dooies. Onthou nou wat Jesus gesê het en wat ek vir u net nou gelees het in Johannes 5 waar Jesus gesê het, voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n dag wanneer almal in die grafte, die Seun van die mens se stem gaan hoor. Selfs waar daar net stoffies is. Nou sê Johannes, hy sê vers 12, ek het die dooies, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek is ook geopen, dis 'n tweede boek, dit is die boek van die lewe, en die dooies is geoordeel volgens wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Ek het die dooies gesien, hierdie is alle mense wat ooit gelewe het, van Adam af, wat opgewek word, om geoordeel te word. God gee aan hulle liggame, sê 1 Korintiërs 15. As 'n koringboer 'n koringkorrel in die grond saai, en hy saai baie, as hy 'n koringkorrel in die grond saai, die plant wat opkom is ook koring, dit is 'n soortgelyk as wat gesaai is, maar dit is nie wat gesaai is nie. Dit is 'n totaal nuwe plant, dit is 'n nuwe skepping, en dit wat gesaai is, het totaal verdwyn, bestaan nie meer nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 15, dit is hoe dit werk by die opstanding. Klein en groot staan hulle daar, sê Johannes, met ander woorde, almal sonder onderskeid. Klein en groot beteken almal sonder onderskeid. Ryk is, arm is, belangrik is, minder belangrik is,
volwassenes, jong mense, kinders, staande voor die troon, sê Johannes. Met ander woorde, dit is soos in 'n hof. Wanneer die uitspraak gelewer word, dan moet die persoon opstaan. Is dit nie waar nie? Hy moet opstaan. Met ander woorde, hy is die geïmpliseerde, of sy is die geïmpliseerde. Dis 'n verpligte oordeel. Staan, hulle sal staan, daar staan, broer en suster, staan, sal u en ek staan. Die gelowiges sal met vreugde staan, omdat hulle loon gaan ontvang, en omdat hulle dooie werke uitgebrand gaan word. Dankie tog. Maar nie so die verlore massas nie. Ek het gister weer gekyk by die Canal-walk, toe ons daar geloop het, hoe lyk die mense? Vriende, het jy al ooit daar nog gekyk? Party mense kyk na die winkels en is dit en is dat. Ek kyk na die mense, dan sien ek hoe lyk die mense, uitdrukkinglose oë. Mense wat sonder hoop is, die meerderheid. Mense wat nie weet waarheen hulle op pad is nie, met reg. En die boeke is geopen. Dit verwys na die rekords van menslike dade, werke. En 'n ander boek is geopen, die boek van die lewe, waarin net die name van die gereddes is, sê Filippense 4 vers 3. Daar's met ander woorde 2 stelle rekords. Die een bevat mense se praktiese lewenswandel, die ander een bevat slegs name. Net die kinders van die Here se name. En die dooies is geoordeel. Dis nie 'n oordeel vir gelowiges nie, want die Bybel sê in Romeine 8 vers 1, dat vir die wat in Christus is daar nie veroordeling nie. So hier kom nie 'n veroordeling vir kinders van die Here nie. Hier kom 'n veroordeling uit daardie boeke uit. Volgens die werke van die ongeredde mens, 'n veroordeling. Maar vir die kinders van die Here nie 'n veroordeling nie. Ons gaan binne minute sien waarom die kinders van die Here dan daar is. Maar die goddeloses, die ongereddes, die mense wat nooit by die Here uitgekom het nie, en wat in daardie toestand gesterwe het, of wat in daai toestand was toe Jesus verskyn het, een van die twee gaan eerste wees, ons weet nie wat nie. Hulle gaan geoordeel word volgens hulle werke, omdat hulle nie in Christus is nie, word hulle volgens hulle dade geoordeel, bevestig Romeine 2 vers 8 ook vir ons. Kan jy sien, opsommend, Johannes sien die dode klein en groot voor die wit troon, elke persoon wat ooit op die aarde gelewe het, sal daar staan, daar gaan met ander woorde een algemene opstanding wees van dooies, die boeke word oopgemaak, dit stem ooreen met Daniël 7 vers 10, wat dit ook sê, dis simbolies van alles gaan in die lig kom. Wat sal aan die lig kom? Wel, die ongeredde mense dade, wat bewys het dat hy of sy nie 'n geredde, wedergebore mens was nie. En wat gaan nog aan die lig kom? Die gelowiges se name gaan aan die lig kom. O, ongeredde mense sal in daardie uur met alle mag en geweld wil bely dat hulle beslis kinders van die Here was. En in die teenwoordigheid van God die ewigheid moet deurdring. Dit sê Jesus self op 'n plek waar hy sê, baie gaan in daardie dag vir my sê, Here, Here, jy sien dis in hierdie dag, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie? Het ons nie in u naam wonders gedoen nie? Het ons nie in u naam duiwels uitgedryf nie? Maar dan sal ek vir hulle sê, hoorie, ek het julle nooit geken nie. Ek het julle nooit geken nie. Mense, daar's nie een mens wat ooit op die aarde gelewe het, wat voor die heilige God sal staan, en nie sal probeer aandui, waarom hy of sy in die hemel moet kom nie. Maar hulle dade sal dit weerspreek. Want jou dade kan nie jok nie. Hulle dade sal aan die lig kom, en dit sal bewys dat hulle nooit werklik gered was nie. Dit sê Jakobus baie duidelik vir ons in Jakobus 2, waar hy sê dat die werke van 'n mens, jou werke
wys of jou geloof wat jy bely lewend of dood is. So daar's twee soorte boeke, kan jy sien. In die boek van die lewe staan net die name van die mense. En die Bybel sê in Openbaring 13 vers 8 en 17 vers 8 dat hierdie name voor die skepping reeds in daardie boek van die lewe geskryf is. Dis die name van die mense wat die Vader voor die skepping aan sy seun gegee het as bruid. Vir wie Jesus kom sterwe het, vir wie hy aan die kruis onfeilbaar salig gemaak het. Kyk hoe praat die Bybel, is dit nie? Die gelowiges beerf die nuwe aarde, omdat die Here hulle name geken het, selfs van voor die skepping. Die ongereddes gaan verlore, omdat hulle werke bewys dat hulle nie die Here geken het nie. Maar wat 'n onuitspreeklike troos is dit nie vir elke opregte kind van die Here wat daarna soek om met God te wandel nie, maar ook natuurlik wat 'n waarskuwing is dit nie aan die adres van elke mens wat godsdienst speel, wat nie werklik lewe uit die Here Jesus nie, wat dink dat hulle hom aangeneem het en dit nog nie gedoen het nie. Ek kan nie vir u sê in die afgelope weet nie hoeveel jaar nie. Ek kan nie vir u sê nie. Toe ek by 'n kapelaan was en Doan was net ook daar. Toe ons kapelane was en jy sal weet hoe ons met die ouens geestelike gesprekke. Dit was ons werk. Ons werk was om heeldag deur 8 tot 5 in 'n kantoor te sit en die troepe kom aan, tree aan en dan kom hulle een vir een en ons moet met hulle geestelike gesprekke voer. Dis die wonderlikste manier om jou weermag te kon doen. Voeg daarby al die jare van gemeentebediening, evangelisasie en wat iets meer. Dan kan jy dink met hoeveel mense ons al gepraat het. En hoeveel hulle vermoed of hulle hoop dat hulle die Here Jesus aangeneem het. Maar na 'n diepte gesprek ontdek, ons het nog nie. Sy het dit nog nooit werklik gedoen nie. Nou, as ek aan hierdie werklikheid dink, dan voel dit vir my of ek aan mekaar kan krimp. Of wanneer ek nie lus is om die evangelie te verkondig nie, en ek dink hieraan, dan gaan ek verkondig ek weer die evangelie. Want dit dring jou om uit te gaan. Om te dink hoeveel mense is daar, wat voor die groot wit troon gaan staan en sê, "Mama, Here," en die Here sal sê, "Wag, kom ons speel net gou die video hier." Want 'n mens kan nie die wedergeboorte en die nuwe lewe in Christus kan jy nie fake nie. Dit is maklik om kerk toe te gaan, want jy doen eintlik niks. Jy sit net daar, passief. En daarna, die dominee het dit en die dominee het dat. Dis maklik, wie kan dit nie doen nie? Kerk toe gaan sê niks, vriende. Dan praat ons eers van die wat nie gaan nie. Dit sê niks. Maar die nuwe lewe van die Heilige Gees, wat hy in jou kom skep, dit sê alles. Dit kan u en ek nie feit nie. Dis eg. Hoor hierso broer, dis eg suster. Of dis nie eg nie. En wat die wit troon en die boeke in essensie sê is, dit kan enige kind seker vanmôre verstaan, hoewel hy nie baie is nie. Wat dit in essensie sê is dat die Here sal deur daardie boeke wys dat wat die autentieke is en wat nie. Want die autentieke wys nou al in jou lewe. Elke dag wys dit. Daai brandende vuur. Die passie deur die Heilige Gees.
Wie kan dit namaak? Jy kan nie. Jy kan nie. Al wat 'n kind van die Here kan sê is, waarom God sy hand op my gelê het, verstaan ek nie. Want hy moes by my verbygeloop het, dis wat ek verdien het. Toe het hy by my kom staan, vir geen rede wat ek kan begryp nie. En nou is ek wat ek is, deur God se genade. Vers 13 sê, en die see, dis die laaste vers, hy sê, die see het die dooies gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk, is die Hades. Ons het nou die dag oor die Hades gepraat, nee? Die Hades, die doderyk, dis waarin almal gaan, volgens Ou Testament begrip, na hulle dood, in wagtende op die groot dag. Dis die doderyk sal die dooies gee wat in hulle was, hulle gaan as ware, wat in hulle is, hulle inhoudbaar aan die wit troon, en hulle is geoordeel, sê elkeen volgens sy werke. Die see het die dooies gegee, maar dis net om, dis nie te sê dat die berge, wat ook al gee nie, dis net om te sê, hoe selfs die verlore dooies uit die see, wat nooit gevind is nie, sal gegee word. Met ander woorde, net om te sê, niemand gaan, jy kan nie hierdie afspraak, kan jy nie, jy kan jou dokters afspraak kanseleer, as jou moed jou begewe, jy kan jou tandarts afspraak kanseleer, wanneer jou moed jou begewe. Ek het myself al voor 'n operasie ontslaan, 'n uur voor die tyd, toe die dokter my soek, toe ek al by die huis. Jy kan dit doen, ek was bang, natuurlik was ek bang, jy kan dit doen, maar jy kan nie hierdie afspraak kanseleer. Jy kan nie. Selfs al as jy in die dieptes van die see, gaan die see jou gee. Hades, die plek van die onverloste dooies. Ons het ons gesien nou die dag by Lukas 16 van die ryk man wat daar in die Hades was. Dis die plek van die soos die voorpeltaal van die hel. Die onverloste dooies is daar en hulle is geoordeel. Elkeen staan daar. Elkeen. Elke individu. Romeine 14:12. Elke individu sal persoonlik verantwoording doen. Nou, ten slotte. Iets wat Openbaring 20 vers 11 tot 13 nie direk aanspreek nie, is waar die ware geredde mense van al die eeue, waar hulle by die wit troon oordeel inpas. Hulle is wel daar, want die boek van die lewe word oopgemaak. Hulle is daar, maar waarom is hulle daar? Waartoe is hulle daar? Want Romeine 8 vers 1 sê tog, soos ek gesê het, dat vir die mens wat in Christus is daar geen veroordeling nie. So as daar geen veroordeling is vir die mens wat in Christus is nie, wat soek jy daar? Wat maak jy daar? Die wedergebore mense is nie by die wit troon oordeel teenwoordig met die doel om veroordeel te word nie. Dis uit. Maar hulle is daar om beloning te ontvang. Beloning te ontvang. By die wit troon oordeel vind twee verskillende aksies plaas. Ongeredde mense word veroordeel. Hulle gaan na die poel van vuur, sal ons volgende week sien. Maar die geredde kinders van die Here ontvang genadeloon. Hulle ontvang genadeloon van God. En hulle word bevry van alle dooie werke. Daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 15 sê 5 vers 10 sê ons, dis Christus gelowiges. Ons, met ander woorde wie? Ons, hy as apostel en die kinders van die Here aan wie hy skrywe in die gemeente van Korinte. Ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat ons elkeen kan ontvang. Jy sien, jy's daar om te ontvang. Die woord regterstoel in die Grieks is die woord bema, wat hy hier gebruik. In die bema verwys na 'n verhewe platform, soos 'n verhoogie waarop die atlete, jy weet mos die Olimpiese spele was in die tyd van Paulus, was die Olimpiese spele mos al daar. Hy het 'n ander naam gehad, ek kan nie nou onthou wat nie. Maar die voorloper tot die Olimpiese spele kom al van die tyd van die apostels af.
Kom al baie lank, 2000 jaar. Nou daai verhewe platformpie waarop die atlete staan om hulle medaljes te ontvang. Dit is die bema genoem. Vir God se bloedgewaste kinders werk die wit troonoordeel soos 'n bema platform van waar hulle genade loon uit die lewende God se hand sal ontvang. Hulle name is in die boek van die lewe, klaar uit te verby. En God is algeheel regverdig en daarom ontvang hulle loon vir hulle godvrugtige lewens op die aarde. Hulle verlange om die Here te dien. Die goed wat ek net nou gesê het wat 'n mens nie kan fake nie. Hulle verlange om die Here te dien. Hulle verlange om die Here te volg. Hulle verlange om die Here te gehoorsaam. Hulle diensbaarheid in die koninkryk. Hulle trou in hulle toewyding aan die Here. Al die goed wat almal sigbaar van kinders van die Here kan sien. Hierdie dinge gaan nie net ongesiens verby nie. Hierdie dinge gaan nie ongesiens in die hemel verby nie. In Hebreërs 6 vers 10 staan daar, God is nie onregverdig dat hy julle kinders van die Here, dat hy julle werk en julle liefde wat julle vir sy naam bewys het, dat hy dit sal vergeet nie. Hy gaan dit nie vergeet nie. Is dit nie 'n, dis 'n bemoediging hoor. Hy gaan dit nie vergeet nie. Die kind van die Here se werke gaan saam met hom in die hemel in. Met 'n mooi so goeie getroue diensknegt. Daarmee saam. Dis die loon. Weet jy, ek raak nou so opgewonde dat ek voel ek kan tot môre aanhou. Is dit nie wonderlik nie? Wie kan nou dink sommer terwyl ek praat waar dit geskrywe staan in meer detail? Wie weet? As jy niemand weet nie, dan sê ek. 1 Korintiërs 3 vers 12 tot 15. Ek gaan dit nie nou lees nie, so die wat dit is nogal 'n gedeelte wat 'n mens eintlik maar moet gaan lees. 1 Korintiërs 3. 1 Korintiërs, nie Kronieke nie, Korintiërs. 1, ook nie 2 nie. 1 Korintiërs 3 verse 12 tot 15. In 'n neutedop staan daar die volgende. Paulus sê: Wanneer 'n mens, luister nou mooi, volg die argument. Wanneer 'n mens tot redding kom, dan lê God die Vader 'n permanente fondasie in jou lewe. En daai fondasie is die Here Jesus Christus. Nou, gaan jy nie dadelik hemel toe nie, jy lewe nou nog 'n tydjie. Vir die res van jou lewe op die aarde bou jy nou as 'n geredde mens op daardie fondasie bou jy met boumateriaal. Dit is die daaglikse lewe van die Christus gelowige. Nou, sommige kinders van die Here, nou praat ons nie van ongeredde mense nie, praat van die kinders van God. Sommige kinders van die Here bou op die fondasie met boumateriaal wat die fondasie waardig is. Om dit in beeldspraak te sê, sê Paulus, hulle bou met goud, silwer en kosbare stene. Ander Christengelowiges bou op die fondasie met boumateriaal wat nie die fondasie waardig is nie. Om dit met beeldspraak te sê, hulle bou met hout, hooi en stoppels. En wanneer hulle die dag sterwe of die Here kom by sy wederkoms, wat ook al eerste is, en hulle nie in hulle lewe as kinders van die Here berouvol van daardie onwaardige boumateriaal weggedraai en bekeer nie, sal daardie boumateriaal voor die wit troonoordeel verbrand word. En nie saam met hulle in die nuwe Jerusalem ingaan nie. Hoewel hulle as mense gered is, sê Paulus, nie ek nie, en die nuwe Jerusalem sal ingaan, sal hulle werke nie saam met hulle ingaan nie. En so sal hulle loon verbeur. Die kinders van die Here wat op die Here Jesus met goud, silwer en kosbare stene gebou het, se werke en boumateriaal sal saam met hulle in die hemel ingaan. Waar staan dit? Dit staan in Openbaring 14 vers 13.
waar die Here Jesus sê, 'n lang storie sê hy, salig is die wat van nou af in die Here sterwe en al daai dinge, en dan sê hy aan die einde, en hulle werke gaan hulle volg. Hulle werke gaan hulle volg. Die ongeredde mens se werke, hy het nie 'n fondasie gehad nie, maar hy het gelewe tog elke dag. Sy werke gaan hom veroordeel tot die verdoemenis. Die kind van die Here wat 'n fondasie gehad het, Jesus Christus, en wat op daardie fondasie gebou het, se boumateriaal, sal saam met hom in die hemel gaan. En party kinders van God se werke, die hout, hooi en stoppels, sê Paulus, gaan verbrand word. Dit gaan nie saam met hulle in nie. Dit kan nie ingaan nie. Die kinders van die Here sal hoor, wanneer daardie werke saam met jou gaan, Openbaring 14:13, en hulle werke gaan saam met hulle, wanneer dan sal jy hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt, ontvang die loon wat hulle ontvang is om die lof uit die mond van God te hoor, en dat hulle gehoorsame troue diens in sy naam saam met hulle vir ewig word. Om te dink dat die goud, die silwer, die kosbare stene, waar die boumateriaal waarop ek op die fondament bou, gaan vir ewig word saam met my. Wat 'n loon! Wat 'n loon om voor miljoene mense wat toekyk te hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Jy sien die verskil in boumateriaal, dui op die kwaliteit, op die gehalte van elke Christusgelowige se lewensbouwerk, op die fondament Jesus Christus. Hoe getrou is jou en my bouwerk op die fondasie? Is jou bouwerk konsekwent wat die fondasie Christus betref, of is dit gekompromiteerd deur die wêreld, of gekonformeer aan die wêreld? Dit is totaal onmoontlik om nie op die fondasie te bou nie. Jy kan nie op die fondasie gefestig wees en nie bou nie. Alle kinders van die Here doen bouwerk. Ons moet met ander woorde nie na daai gedeelte kyk, ek is nog altyd besig met 1 Korintiërs 3, ons moet nie na daai gedeelte kyk en nou kyk na daai boumateriale wat hy daar noem en dan nou allerlei betekenisse in dit probeer vind nie. Dis nie wat hy bedoel nie. Met goud, silwer en edelgesteentes bedoel hy net goeie kwaliteit, getrou aan die fondasie, en met hout, hooi en stoppels bedoel hy net laer kwaliteit, ontrou aan die fondasie. Maar wat 'n stuk goeie nuus is dit nie vir die kind van die Here nie. Gehalte bouwerk gaan saam met die kind van die Here die hemel in. Wie's daar in die kerk wat dit geweet het? As jy nie geweet het nie, vandag is die dag. Is dit goeie nuus? En van slegte gehalte bouwerk sal die kind van die Here bevry word. Dit is ook voorwaar iets om na uit te sien. Waarna nie uitgesien word nie, is dat 'n Christen skade kan ly en nie optimale loon ontvang nie. Dit het niks te doen met die hemel ontvang nie. Die hemel ontvang die kind van die Here. Dit het niks daarmee te doen nie. Dit het te doen met loon. Wanneer die swak kwaliteit boumateriaal wat nie in die hemel kan ingaan nie, uiteraard kan dit nie ingaan nie, wanneer dit weggesmelt word, dit sal eina wees, dit sal seermaak, dit sal skroei. Dit sal skroei. Dit is nie iets waarna 'n kind van die Here uitsien nie. 'n Ongehoorsame mens, natuurlik vir 'n mens wat mislei is, pla hierdie dinge nie regtig nie. Die apostel sê, laat ek vir u die woorde lees, dat u die sê ek lees in nie. 1 Korintiërs 3 sê Paulus, laat ek dit vir u lees. Hy praat oor die kinders van die Here, hy sê die dag wanneer Christus kom, vers 13, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, die gehalte van elkeen se bouwerk word getoets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word, daar's dit. As iemand se werk verbrand word, sal hy nie beloon word nie, want die werke word verbrand. En tog sal hy self gered wees,
maar soos iemand wat deur die vuur geruk is. Weet julle nie dat julle die tempel van God is nie? Dat die Gees van God in julle is nie? En dan gaan hy voort. So nou kan 'n mens verstaan in die lig van wat ek nou vir u verduidelik het, kan 'n mens nou daai 2 Korintiërs 5 vers 10 wat ek net nou gesê het, nou kan 'n mens dit baie beter verstaan, hè, waar Paulus sê dat alle Christus gelowiges voor die bema van Christus sal verskyn om te ontvang vir wat hulle as Christene in die liggaam verrig het. Dis 'n plek waar genadeloon ter sprake kom. Dit wys met ander woorde vir ons hoe belangrik is 'n Christen se praktiese daaglikse lewe voor God. Ek gaan nou afsluit. Probeer net na hierdie sinnetjie nog luister. Daar is nog so ongeveer 4 sinnetjies. Probeer net luister, want dit is so belangrik. Vir my wys dit hoe belangrik is my lewe voor God. Ek kan en ek mag nooit sê dit is maar niks nie, omdat ek mos nou uit genade gered is en nou hemel toe gaan nie. Vriende, die genade van God maak nie 'n Christen lui en laks nie. Titus 2 vers 11 en 12 sê die genade van God leer ons om heilig en toegewyd te lewe. Jy kan nooit die genade van God, baie doen dit hoor. Hulle sê, "Hey, wat man?" Jy weet, hulle gaan eintlik by al hierdie tekste wat ons genoem het verby, dan sê hulle, "Nee man, nee. Jy weet, die genade van God is al waarop ek hoop en wat vir my." Intussen tyd lewe hulle ongehoorsame lewens. Die Christen se aardse dag vir dag lewe tel verseker punte. Daar's niks in die Bybel van jy kan op Jesus hoop en verder kan jy opmors nie. Daar's niks in die Bybel van so iets nie. Gelukkig is daar vandag nog geleentheid vir bekering. Daar's vandag nog geleentheid vir toekeer tot God, vir geesvervulling. Johannes Calvin het gesê die hele Christelike lewe is een stuk bekering van begin tot einde. Bekering is nie net een keer nie. So kinders van die Here kan vanmôre in hierdie diens kom of kan aanlyn kyk of wat ook al en sê God het met my gepraat, hy het dit vir my duidelik in my lewe gewys. Wel, gebruik dan die geleentheid. Moenie uitstel nie. Moenie sê, ek sal 'n bietjie, is nou naweek, jy weet, ek sal nou eers 'n bietjie oor dit moet nadink nie. Ag, alle kinders van die Here wil tog hê dat hulle werke saam met hulle moet hemel toe gaan. Dit maak saak hoe toegewyd, nougeset en gehoorsaam 'n Christen leef. Dit maak saak. Dit het niks te doen met hemel toe en hel toe gaan nie. Vergeet dit. Dit het niks met dit te doen nie. Maar dit maak saak. Want jou werke sal jou volg. Trou aan die waarheid maak saak. Nie om daardeur te probeer hemel toe gaan nie, nooit. Maar uit liefde vir God. En die heerlikheid van sy loon, die heerlikheid van sy lof. Kom ons dank en sê vir die Here dankie en bid saam. As jy 'n kind van die Here is, ondersoek u lewe, kyk na die boumateriaal en sê Here, is hierdie boumateriaal waardig die fondasie? Jesus Christus, bekeer dan daarvan, draai weg.
Draai weg. As jy nog nie seker is of jy die Here aangeneem nie, waarom nie vandag nie? Waarom nie vandag nie? Die Bybel sê in 1 Korintiërs 5, die Bybel sê in 1 Johannes 5 vers 14, as ons iets volgens God se wil vra, dan weet ons dat ons dit ontvang het. As dit die Here se wil is dat jy Jesus moet aanneem, Johannes 1:12, en 'n kind van die Here word met sekerheid, wel, vra dit dan. Doen dit. As dit die Here se wil is om van hout, hooi en stoppels ontslae te raak, doen dit, is God se wil. Here ons, Vader ons, weet nou van die groot wit troon, die megatroon. Voor U moet elke mens rekenskap gee. Dankie dat U ons ook herinner het aan die erns daarvan. Dankie Vader dat U vir ons 'n weg tot redding en van redding gegee het in Jesus Christus. Baie dankie, Here. Ons verdien dit regtig nie. Dankie dat kinders van die Here kan weet dat ons name in die boek van die lewe is. Dat daar nie veroordeling is vir die wat in Christus is nie. Here, ons bid dat almal wat vandag bevoorreg was om U woord te kon hoor, ook nader gekom het na U. Selfs nie bewuslik nie, maar die Gees trek ons. Die Gees bring ons. O, laat ons met liefde vir U die evangelie uitdra. Here, dankie vir die asemrowende vooruitsig om te weet dat vir kinders van die Here daar genadeloon is. Dit maak die swaar kry en die lyding op aarde die moeite werd, want ons weet, dit is net 'n kwessie van tyd, dan is dit ook verby. Die lewe, wat dit ook al inhou, gaan verby. Maar die loon van God bly ewig. Amen.